Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 11de Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê, vlootoefening is nie oorlogverklaring nie. Nuus hooftrekke vir vandag. Ashley kon 'n lekker Kersete in die tronk geniet. Vlootoefening nie 'n oorlogsverklaring nie. 20.000 leerlinge moet nog in skole geplaas word. Brande woed steeds voort in suide van die land. Haie verloor teen die Sail Sharks. Alcaraz en Sinner word na Seoul gelok. Suid-Afrika se deelname aan die vlootoefening van die BRICS-lande onder wie China, Iran en Rusland is geen vorm van 'n oorlogverklaring nie, meen die minister van internasionale betrekkinge en samewerking. Volgens Ronald Lamola is daar niks sinister wat verband hou met die gesamentlike oefening van die BRICS-lande nie. Dit word gedoen binne die voorskrifte van die wette en bevorder die vaardighede van hierdie lande. Lamola verwys daarop dat die oefening volgens sy departement binne die diplomatieke dekorum moet plaasvind. Verskeie lande neem aan soortgelyke oefeninge deel. Daar word gevrees dat Suid-Afrika se betrokkenheid kan lei tot verdere vervreemding van president Donald Trump van Amerika se administrasie, omdat hy nie die beste van vriende met Rusland, China en Iran tans is nie. Die verdedigingsontleder, Haimut Romer Heitman, het aan die koerante gesê, die vlootoefening lê die ernstige beperkings van Suid-Afrika se vloot bloot. Chris Hattingh, die ALP en woordvoerder oor verdediging en militêre veterane, het die oefening veroordeel wat die SANW voorhou as 'n BRICS-oefening. Volgens Hattingh kan dit nie 'n BRICS-oefening wees nie, omdat Brasilië en Indië nie daarin deelneem nie. Suid-Afrika behou die soewereine reg om sy internasionale vennote te kies, maar die ANC kan nie die besluite eensydig dikteer en dit dan verberg deur misleidende terminologie en politieke dubbelspraak nie. Die DA sal nie toelaat dat die ANC aanhou wegkruip agter die taal van onverbondenheid terwyl hy stilletjies sy eie kant kies nie. Intussen het die SANW bevestig, hy sal vandag 'n eksklusiewe mediakonferensie vir 6 uitgesoekte mediahuise hou oor die vlootoefening. Danksy 'n weldoener kon Ashley Oosthuizen, wat tronkstraf weens dwelmhandel in Thailand uitdien, 'n heerlike Kersmaal saam met vriende geniet en ook 'n uitrusting kies om op Nuwejaarsdag te dra, danksy die tronkowerhede. Oosthuizen, wat nou 26 jaar oud is in Oktober 2020 in Thailand in hegtenis geneem, toe sy by 'n restaurant waar sy gewerk het, geteken het vir 'n pakkie waarin dwelms was. In 2025 is haar vonnis aanvanklik van 33 jaar tot 13 jaar en 4 maande gewysig. Haar vonnis is later met nog 'n jaar verminder na koninklike kwytskelding. Volgens die Facebookblad A Voice for Ashley Oosthuizen het Oosthuizen besluit om 8 vriende vir 'n Kersmaal oor te nooi, maar uiteindelik was hulle 15 mense gewees. Oosthuizen het volgens die Facebookblad geskryf, sy en haar vriende is baie dankbaar en dat dit lekker was om so 'n groot maaltyd saam met baie mense te hê. Die gety begin uiteindelik teen die klipgooiers op die N2 by Kaapstad draai nadat 6 14-jarige kinders in hegtenis geneem is in verband met die voorvalle Dinsdag waarin 'n voertuig met toeriste van Wallis ook geteken is. Die koerant het voorheen berig dat 'n voertuig met 2 Walliese passasiers Dinsdag op pad na die lughawe toe was, toe 'n klippie vooruit net voor die afrit na die lughawe getref het. Dit was omstreeks 17:50. Die bestuurder het aangehou ry. Die polisie het gesê by navraag, die voorval is op kringtelevisie materiaal vasgelê en die Nyanga polisiekantoor is ook daarvan aan kennis gestel. 'n Polisiewoordvoerder sê die seuns op die beeldmateriaal is as verdagtes geïdentifiseer. Almal is 14 jaar oud en steeds geklee in die klere waarmee hulle glo die misdade gepleeg het. Die saak is by die polisiekantoor op Kaapstad se lughawe aangemeld. Die verdagte sal in die hof verskyn wanneer hulle formeel aangekla is. Die verkeersbeamptes het ook donderdagoggend 'n voetganger met 'n gevaarlike wapen in sy besit op die N1 en 7 wisselaar in hegtenis geneem. Die voorlopige ondersoeke het die 37-jarige verdagte met veelvuldige huisrowe en ander misdade verbind. Hy word by die Goodwood polisiekantoor aangehou. JP Smith, die Metro se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, het van dese week by navraag gesê, beter omheining is noodsaaklik vir die langtermyn veiligheid van die N2, aangesien maklike toegang en ontsnappingsroetes na die hoofweg en misdaad brandpunte toegemaak moet word. Voorheen is berig die Metro van 'n muur van 180 miljoen rand tussen die lughawegebied en die N2 bou. Umray Oyegun, VF plus LP, sê in 'n verklaring dat 'n man ook in hegtenis geneem is nadat 'n bejaarde dowe egpaar op Nuwejaarsdag met 'n panga op die N1 tussen Kenilworth en die M5 afrit aangeval en beroof is. Die
man is op 'n N1 in hegtenis geneem met die panga steeds in sy besit. Provinsiale onderwysdepartemente in 4 provinsies het sowat 4 dae oor om minstens nog 20.000 leerlinge in skole te plaas, 4.858 in Gauteng, 7.540 in die Wes-Kaap en 9.000 in Mpumalanga en 1.317 leerlinge in Limpopo. Die skole heropen op 14 Januarie. Laataansoeke skep verskeie uitdagings vir die departement. Dit ontwrig ook meer die plasing van leerlinge en die toewysing van hulpbronne, so sê die departement. Die departement sê hy sal werk om plasingsgeleenthede vir leerlinge te verkry. Sodra skole geopen het, sal die departement ook 10 dae lank data versamel oor die getal leerlinge in elke graad by verskeie skole. Die data sal dan gebruik word om te bepaal waar nog hulpbronne soos meubels benodig word. Klas is reeds oorvol en dan word skole gedwing om nog kinders in te druk. Suid-Afrika kan nie aanhou om dieselfde krisis aan die begin van elke skooljaar te ervaar nie. Die VF+ het die probleem toegeskryf aan toelatingsprosesse wat te laat begin het, onvoldoende kapasiteitsbeplanning en hoë groeigebiede en 'n gebrek aan deursigtigheid, lydens 'n verklaring wat die party donderdag uitgereik het. Meer as 80% van die uitslae in die 2025 se nasionale senior sertifikaat eindeksamen is onverwerk, so sê die voorsitter van die Raad vir Gehalteversekering in Onderwys, naamlik Umalusi. Dit is uitslae wat nie vir standaardiseringsdoeleindes verhoog of verlaag is nie. Dr. Mafo Ramaketsi, uitvoerende hoof van Umalusi, sê assesseringskomitee het van 18 Desember tot 15 Januarie aan die standaardiseringsproses gewerk. Vir die IEB-eksamens is die uitslae in 47 vakke aanvaar, die uitslae in 7 vakke is verhoog en die uitslae is in 4 vakke verlaag. Die IEB het vanjaar 58 vakke aangebied. Die uitslae van die eksamens in rekeningkunde, ingenieursgrafika en ontwerpe, Frans tweede addisionele taal en Setswana eerste addisionele taal is weer verlaag. Brandbestrydingsoperasies het gister in uiters moeilike omstandighede en toestande in sommige streke in die Wes-Kaap voorgeduur. Brandweerspan het voorgegaan met opruimingswerk en het brandpunte gemonitor vir enige verdere opvlammings. Geen verdere beserings is aangemeld nie. In die Hoëverstrand lyk dinge anders. Die brand by Party Beach het gister sy 6de dag bereik en was reeds gister om 2000 uur buite beheer en het 'n 180 grade draai ooswaarts gemaak weens sterk winde. Die Hoëverstrand munisipaliteit het gesê 3 opvlammings het om 1500 uur plaasgevind en 2 areas was in gevaar gewees. Die Stanford brand was gister sy 3de dag bereik het tot dusver ongeveer 5300 hektaar plantegroei vernietig en gister die koppiesplakkerskamp bedreig. Altesaam 22 huishoudings, naamlik 80 mense, in die Stanford gemeenskapsaal gehuisves. Lighulpbronne bly op bystand, 'n voorbrand is gemaak en aktiewe brandbestryding, asook opruimingsoperasies in ander geraakte gebiede sal deur die nag en tot môre vandag voortduur, is gesê. 'n Jong man is dood en 'n tienerseun beseer in 'n skietery in die mobiele dierekliniek wat in daardie stadium in die Ravensmead gebied was. Die Animal Anti-Cruelty League, die AACL in Kaapstad, sê die man is Woensdag in sy mobiele kliniek doodgeskiet. 'n Polisiewoordvoerder sê die oorledene het verskeie skietwonde aan sy bolyf opgedoen. Die 12-jarige seun is in sy linkerskouer en been gewond en in 'n naby hospitaal geneem. Volgens die polisie was die twee by die kliniek toe 'n man wat 'n swart kappie op gedra het, hulle nader en skielik op hulle begin skiet het. Die motief vir die aanval is nog nie duidelik nie. Nadat die owerhede op die toneel was, het die duidelik getraumatiseerde AACL-span self die mobiele kliniek gaan skoonmaak. Die organisasie het sy mobiele bedrywighede tot verdere kennisgewings vereens gestaak. Die AACL doen 'n beroep op mense in Ravensmead om die polisie te kontak as hulle enige inligting oor die voorval het. Die polisie kan by die stopmisdaadnommer 08600 10111 gekontak word. Al word 2025 wyd beskou as 'n jaar vir institusionele kriptogeldaanvaarding, het die getal Bitcoin-miljonêers skerp gedaal. Finbuild se ontleding toon dat Bitcoin meer as 7000 miljonair beursies in 2025 verloor het. 'n Bitcoin-adres is 'n virtuele plek waarin kriptogeld gestuur kan word in digitale kriptotransaksies. Dit is belangrik om daarop te let dat 'n enkele individu verskeie Bitcoin-adresse kan hê. Bitcoin het in 2025 begin verhandel teen naby $92,600 en het die jaar nader aan $87,100 gesluit, ten spyte daarvan dat Bitcoin sy hoogtepunt op 4 Oktober teen $122,000 bereik het. Cyberaanvalle op kriptogeld het tot verliese van $2,78 miljard gelei.
Alhoewel betekenisvolle sekuriteitsuitdagings steeds die bedryf in die gesig staar, dui die tendens op geleidelike vordering eerder as agteruitgang is gesê. Die Stormerslot André Smith is in die hospitaal en kan lang buite aksie wees weens 'n besering wat volgens die mediese terugvoer 'n regsteekse gevolg van swak toestande van die DHL stadion se speeloppervlakte is. Die DHL stadion se speeloppervlakte wat vir die Stormers se afgelope 2 VRK wedstryde teen die Leeu's en Bulle in 'n swak toestand vanweë die Supercross motorfietsbyeenkoms wat op 13 Desember daar aangebied is. Die belangrikste kwessie is die spelers se veiligheid, die spelers kan snye en skaafplekke opdoem en as gevolg daarvan infeksie kry. Dobson voeg by dat die toestand van die veld sedert die WP se Curriebeeker wedstryd teen die Boland Cavaliers in September verlede jaar nie na wense is nie. Lou Versaghi, bedryfshoof van die DHL stadion, het die toestand van die veld voor 20 Desember sy wedstryd teen die Leeu's ter sprake gekom, het gesê dit steeds aan die nodige vereistes vir rugby voldoen. Dit is na die VRK eindstryd van 2023 seisoen tussen die Stormers en Munster vervang. Smith se beserings is 'n gevoelige slag vir die Stormers. Hy is tot dusver een van die Kaapse span se uitblinkers hierdie seisoen gewees. Die Stormers speel in Londen in 'n kampioenebeker wedstryd teen die Harlequins. Swaar sneeuvalle het die Nederlandse stad vroeër van dese week tot stilstand gebring. Die wedstryd sal op die EPC Rugby, TV, Supersport en Flow Rugby uitgesaai word. Die Cheetahs sal met 8 veranderinge opdraf indien die wedstryd voortgaan. Hulle is in die derde wedstryd van hierdie seisoen steeds op soek na 'n sege. Die terugkeer van die loskakel, Jaco van der Walt, is een van die 5 veranderinge in die agterlyn, waarvan 2 posisioneel is. Hy het 'n duisbesering in die eerste wedstryd teen Exeter in Engeland opgedoen. Die Cheetahs het 'n nuwe senterpaar met Zander Du Plessis wat herstel het van 'n liesbesering. Hy speel binne senter wat meebring dat Dean Ackerman van binne senter na buite senter skuif en Moenier vir Hartzenberg van buite senter na vleuel skuif. James Verrette vervang vir Michael Annis op heel agter. Die voormalige Blitsbok Werner de Kok is behou in die agterlyn wat 3 veranderinge toon. Bradley McNamara gaan op heel agter sy buiging maak. Jude Pottsworth senter en Jake Flannery loskakel is die ander 2 veranderinge in die agterlyn van die ander span. Die Universiteit van Johannesburg, UJ gaan vanjaar se Warsiebeker reeks sonder heeltydse hoofafrigter moet aanpak. Jonathan Mokoena, wat die afrigter die afgelope 3,5 jaar was, die UJ se hoofafrigter, het aan die koerante bevestig sy kontrak is nie hernie nie. Die pos is verlede jaar geadverteer, maar is nog nie 'n hoofafrigter aangestel nie. Ons werk tans volgens 'n stelsel waar die hulpafrigters die take as hoofafrigter deel. Ofskoon Mokoena nog op soek is na 'n nuwe uitdaging as 'n afrigter, het hy vrede gemaak met die UJ se besluit om nie sy kontrak te hernie nie. Mokoena sê egter, in die byna 4 jaar by die UJ het hy meer oor homself as mens en afrigter geleer. In my tyd saam met die UJ was daar ook baie hoogtepunte, soos om die maties en die uitjies te kon wen met 'n baie verteenwoordigende span, het hy gesê. Die hoogtepunt van die 6de sneltraject gister tussen Haile en Riyadh was dat hulle vandag laat kan slaap en net kan ontspan, terwyl hulle tegnisie rondskarrel om instandhoudingswerk te doen, in sekere gevalle die masjinerie heeltemal te herbou. Net die ram en die enjin blok mag nie vervang word nie. Die afdeling vir motorfietsse het weer in 'n mengelmoes geëindig, waarin Ricky Brabbe en sy Honda spanmaat Tosha Serena voor die algehele voorloper Daniel Sanders se KTM oor die eindstreep gejaag het. Die beste Suid-Afrikaanse jaar was Michael Doherty op sy KTM, wat in die 7de plek geëindig het. Ross Branch van Botswana het vir die top 10 vir hierdie dag op sy Hero afgerond, terwyl Bradley Cox van Johannesburg sy Serco in 'n teleurstellende 17de plek op die eindstreep deurgestuur het. Al Atiyah se spanmaat Sebastian Louw was die naaswenner gewees. Die Suid-Afrikaanse geboude CR7 van Matteo Serradori was 8ste, gevolg deur die Toyota Gazoo Racing SA jaar Guy Botterill in die 9de plek. Botterill en sy navigator Ariel Mena het al hoe meer gemakliker in die duine gelyk, 'n stewige ritme gevind en 'n sterk pas gehandhaaf sonder onnodige kansse te wag. Botterill en Mena het na 6 sneltrajecte 17e algeheel net meer as 'n uur agter die voorjaars, nadat hulle 'n mislukte middelfase die ren uiteindelik afgeskit het. Saoud Waraiwa en sy Franse navigator François Gazalet het in 'n TG RSA Hilux in die 14de plek oor die eindstreep oor die rustdag gestuur, nadat hulle naby die einde die voet moes lig om brandstof te bespaar om die rustdag eindpunt ook te kan behaal. Die 7de sneltraject strek van Riyadh na Wadi Dawashir en behels onder meer 850 km vir vandag, oop padgedeeltes van altesaam 414 km en die sneltraject self oor 462 km oor hoofsaaklik sandduine en beboste gebiede. Die 3-malige Grand Slam wenner Stan Wawrinka het 'n spesiale uitnodiging ontvang om in vanjaar se Australiese Ope te kan speel.
Die Grand Slam toernooi begin op 18 Januarie hierdie jaar. Die 40-jarige Switser speel vanjaar in sy laaste seisoen voordat hy sy raket gaan wegpak, het hy gesê. Die Australiër Nick Kyrgios sal in Melbourne voor sy tuiskare slegs in die dubbelspel gaan meeding. Hy is nog nie gereed vir vermoeiende enkelspelwedstryde nadat hy herstel het van 'n besering nie. Kyrgios het die grootste deel van verlede jaar seisoen misgeloop weens beserings en van dese week sy terugkeer in die Brisbane toernooi gemaak. Hy het aan die einde van Desember ook in Dubai in 'n veelbesproke vertoonwedstryd teen die wêreld se voorste vrouespeler Aryna Sabalenka gespeel. Hy het in Brisbane in die eerste ronde teen die Amerikaan Alexander Kovacic verloor. Dit was ook sy eerste ATP-wedstryd sedert Maart verlede jaar gewees. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, die wêreld se twee voorste mans tennisspelers, gaan 'n klein fortuin verdien vir hulle vertoonwedstryd vandag in Seoul. Leidens se berig in Italië, se La Gazzetta dello Sport, sal die Spanjaard Alcaraz, die wêreld se nommer 1 en die Italiaaner Sinner, die wêreld se nommer 2, elk ongeveer 38 miljoen rand vergoed word vir hierdie vertoonwedstryd. Al die kaartjies vir die wedstryd in Seoul se Inspire Arena is reeds uitverkoop. Die goedkoopste sitplekte was R2.800 en die duurste sitplek was R50.000 gewees. Die naweek se rugby uitslae lyk as volg. Die Bulls het verloor op Loftusversveld met 'n totaal van 49 teenoor Bristol se 61 punte. Claremont het verloor teen Glasgow se 33 punte en Claremont 21. Sale Sharks het 26 aangeteken teenoor die Sharks van KwaZulu-Natal se 10 punte. Leinster het 25 teen Stade Rolosellas se 24 punte. Die Scarlets het 38 aangeteken teen Pau se 47 punte. Leicester het 57 opgestapel teen Bayonne se 14 punte. Newcastle het 26 aangeteken teen Perpignan se 19 punte. Stade Francis het 27 aangeteken en Exeter Chiefs 25 punte. US Montauban het 28 punte gekry teen Black Lions se 31 punte. Die Lions het 42 punte aangeteken teen Lyon se 33. Cardiff Rugby het 32 opgestapel teen Racing 92 se 13 punte. Benetton het die Dragons RFC oortuigend geklop met 74 punte teenoor die Dragons se 21 punte. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sal jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2126, Polokwane 1626, Lephalale 2033, Mbombela 1822, Mahikeng 1933, Pretoria 1833, Johannesburg 1531, Ermelo 1424, Galagadi 2538, Gaborone 2135, Richards Bay 2135, Pietermaritzburg 1631, Durban 2030, Port St Johns 1835, Pongola 1932, Maputo 2124, Bethlehem 1333, Bloemfontein 1835, Allewal Noord 1734, Welkom 1935, Vryburg 2134, Kimberley 2136, Appington 2540, Prieska 2440 in die middag, Springbok 1735, Karasburg 2240 in die middag, Keetmanshoop 2539, Mariental 2438, Alexanderbaai 1627, Brandvlei 2339, Loederitsbaai 1730, Vredendal 1735, Kaapstad 1929, Sutherland 1733, George 1933, Jeffreys Bay 1832, Caparra 1636, Graaff-Reinet 1740, Kaaphoogillas 2027, De Aar 2236, Multino 1430, Beaufort Wes 2140, Oos-London 18 grade Celsius in die oggend, 36 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.48 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.04. Die euro kos R19.24. Die pond verhandel teen R22.16. Die yen kos 11 sent. Platinum se prys per fyn ons is $2,200. Palladium per fyn ons is $1,725. Silwer per fyn ons is $75.74 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4,426. Brent olie per vat is $59.96 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: wees geduldig met jouself, niks in die natuur blom die hele jaar nie. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne
En onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag en week word vir almal toegewens.